Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige maandagoggend. Ek hoop jy het 'n lieflike naweek gehad. Volgende hoor ons God se plan en ons aandeel daarin vir 'n hongerwêreld. En kom ons kyk na Markus 6. As die Here by hierdie groot byeenkoms vir sy disippels roep en sê, maar hy het vir hulle geantwoord, gee julle vir hulle iets te ete. Nou die vraag vanoggend, het Jesus regtig gedink dat die 12 disippels, die duisende, wat vol afwagting daarvoor hom gesit het, sou kon kos gee? Natuurlik nie. Hy het tog geweet dat die geld wat hulle by hulle het, eintlik maar niks is nie. En al was daar dan ook 'n restaurant op die plek, hoe sou hulle soveel mense gelyk wegneem etes kon gee? En tog, hier gee hy dan vir hulle die opdrag, gee julle vir hulle iets te ete. Jesus kon natuurlik die mense kos gee, sonder om sy disippels te gebruik, maar hy wou nie. Hy wou hulle eerder laat verstaan dat ons as gelowiges sy instrumente is waardeur hy in die wêreld wil werk, selfs honger mense voed, op geestelike gebied, natuurlik, maar veral dan ook op 'n fisiese gebied. Vandag wil hy nog hierdie metodiek gebruik om die hongerwêreld kos te gee. Hy wil hê dat jy moet begin besef dat jy ook 'n verantwoordelikheid het. Hy wil hê dat jy begin besef dat jy verantwoordelikheid het teenoor mense wat swaar kry. En dan die wondere, hy self sal die middele voorsien, ook met sy seëninge wat hy vir jou gee. Wat vra hy van ons? Ons moet sensitief raak vir ander mense se nood. Daar's 'n wêreld daar buite wat swaar kry. Daar's 'n wêreld daar buite wat my en jou nodig het. Die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds u waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in u woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek Heer, U self, o lewend woord. Die beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek Heer, U self, o lewend woord. Here Jesus, dankie dat U in alles vir my voorsien. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.